My naam is Storieman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, 'n groen baadjie en 'n wit pluim in my hoed. Op hierdie kaset is daar 6 stories uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Liewe Heksie en die koekoekie. Een oggend kom Blommie Kabouter by Liewe Heksie aan. Hy dra 'n visstok. Liewe Heksie sit op die stoep tussen planke, spykers, 'n hamer en 'n saag. Hoi, wat maak jy met al die gereedskap? Ek wil 'n koekoekoorlosie maak, 'n koekoekoorlosie, skreeu Blommie en lag. Wat is so snaaks, vra Heksie vies. Mens maak nie van planke en spykers 'n oorlosie nie. 'n Oorlosie is 'n fyn dingetjie vol wielietjies en goed. Net baie slim mense maak oorlosies. O, sy trek haar hoed oor haar oë. Blommie is dadelik jammer. Jammer, Heksie, ek wou nie snaaks wees nie, maar jy sal regtig nie een kan maak nie. Nou huil arme Heksie kliphard. Ek wil so graag 'n koekoekoorlosie hê. Vandat ek Karel se nooisinne gesien het, wil ek ook een hê. En nou sal ek nooit een hê nie. Ja, hulle is duur, Sug Blommie. En ons het nie geld nie, huil sy. Blommie skud sy kop. Nee. Heksie huil nou aan mekaar. Blommie wil graag iets doen om haar van die oorlosie te laat vergeet. Weet jy waarom ek eintlik hierheen gekom het, Heksie? Vra hy. Hoe sal ek weet as jy my nie gesê het nie, sê Heksie. Ek het kom vra of jy nie saam wil gaan visvang nie. Kyk, hier's my visstok. O, vreeslik graag, maar dan moet jy vir my 'n stuk vislyn in 'n hoek gee, Blommie, want ek het nie gereedskap nie. Haai, hoor jy, ek onthou daardie swaar woord. Party dae is ek 'n bietjie slim, nê, sê Heksie skaam. Ja, Heksie, sê Blommie. Net, dis nie visgereedskap nie, dis visgery. Maar ons moet nou loop, anders vang ons nie 'n vis nie. Heksie sit haar lang swart punthoed op en die twee loop rivier toe. Die water van Blommeland se riviere is pragtig helder en op die walle groei groen gras en bome. Blommie en Heksie gaan sit op die wal en hy gee vir Heksie 'n stuk vislyn en 'n hoek. Hier is 'n stukkie stywe pap ook, Heksie. Baie dankie, sê sy en eet dit. Heksie, dis nie om te eet nie, dis vir die visse. O, sê Heksie, hoekom? Mens sit mos pap of wurms aan die hoek en wanneer die visse dit eet, dan vang mens hulle, sê Blommie. Jammer, Blommie, ek het net 'n bietjie vergeet van die pap en die wurmpies, sê Heksie en sy sit 'n stukkie pap aan die hoek. Blommie sit ook pap aan die hoek en gooi dit deur ver in die water. Heksie sien hoe lekker Blommie sy visstok vashou. Ek gaan die lyn aan my besemstok vasbind, dan het ek ook 'n visstok, sê sy. Heksie bind die lyn aan haar besemstok vas en gooi haar hoek in die water. Weet jy, Blommie, ek glo nie ander hekse het al daaraan gedink om van hul besems 'n visstok te maak nie, weet jy? Nee, ek dink ook nie so nie, sê hy saggies. Hy wens sy wil sag praat, want mens moet stil wees as jy wil visvang. Skielik ruk Heksie se besemstok. Blommie, skreeu sy. My besemstok wil uit my hande spring. Hou vas, Heksie, jy gaan 'n vis vang, skreeu Blommie opgewonde. Haai, dink jy regtig so? Vra Heksie. Moenie so baie praat nie, trek die vis uit die water uit. Sy gesiggie is bloedrooi. Heksie pluk hard aan die stok en val amper agteroor toe die hoek uit die water kom. Aan die hoek hang 'n swart ding. Haai, sê sy bly, ek het 'n vis gevang, 'n skoenvis. Hy lyk nes 'n skoen. Blommie kyk na die ding. Dit lyk nie nes 'n skoen nie, dit is 'n skoen. Is nie, sê Heksie kwaai.
Dis 'n skoenvis, kyk sy tandjies. Dis die spykertjies waar die sool afgetrek het, Heksie. Sê Blommie. Is nie, dis sy tandjies. Heksie wil net weer begin huil. God, ons sê maar dis sy tandjies. Sê Blommie. Hy wil haar nie seermaak nie. Kom ons kyk of jy ook 'n vis gaan vang, Blommie, sê Heksie en sit nog 'n stukkie pap aan die hoek. 'n Rukkie sit hulle doodstil en wag dat die visse moet byt. Skielik sê Heksie, Blommie, ek het nou net 'n liedjie gemaak. Blommie wil nog keer, maar sy begin sommer sing. Alles op een noot, soos sy mos maar altyd sing. My naam is Heksie Visterman, Jan Pierewierewit Jan Bam. Toe sê sy, dis al woorde wat ek gemaak het. Ek sal 'n bietjie dink, dan maak ek nog. Heksie, Sug Blommie. ons moenie so raas nie, die visse sal skrik. Ek raas nie, ek sing. Dit lyk my jy weet nie van musiek nie, of is my liedjie vir jou lelik? Vra sy huilerig. O nee, dis mooi, Heksie, Sê Blommie gou. Heksie wil vandag net huil. Nou ja, dan sing ek het gou weer. Ek het klaar nog woorde gemaak. Maar net toe sy wil begin sing, waai die wind haar ou swart punthoed in die rivier in. My hoed, skreeu Heksie en hardloop in die water agter haar hoed aan. Oppas, dis dalk diep, Skreeu Blommie, maar toe sien hy die water kom net tot by liewe Heksie se knieë. Sy gryp haar hoed en skreeu vir Blommie, dis heerlik in die water, Blommie, ek gaan bietjie hier rondloop en kyk of ek nog skoenvisse kan vang. jou klere gaan nat word, Sê Blommie kwaai. Heksie lag dat haar enigste tand uitsteek. Maar my jas en my skoene is al nat. Net toe val iets soos 'n klip, plaps, naby haar in die water. Dis 'n baba voeltjie. Voor hy sink, tel sy hom op. Hy's nie dood nie, maar Heksie sien hy is moeg en koud. Ai, dis 'n koekoekvoeltjie. Ek sal hom onder my hoed warm maak en hom later vra waar sy oorlosie is. Sy sit die voeltjie op haar kop en die hoed bo oor hom en gaan terug na Blommie toe. Heksie wil nog vir hom van die voeltjie vertel, maar hy is te opgewonde. kyk, ek het 'n visie gevang, Skreeu hy. O, skree Heksie, laat ek sien. Hy wys vir haar 'n klein visie. Hy is te klein om te eet, sê Heksie. ja, Sê Blommie. ek gaan hom maar weer in die water gooi, ek het hom darm gevang. Ja, jy's baie slim, Blommie. Blommie gooi die visie terug in die rivier en hulle gooi weer hul hoeke in die water. Na 'n rukkie hoor hulle iemand huil. Wie huil so? Vra Heksie. Kyk, dis daardie duifie. Sê Blommie en wys na 'n duifie op die rivierwal. Hoekom huil jy, duifie? Vra hy. Ek huil omdat my kind in die rivier geval en verdrink het, sê die duifie. Is jou kind 'n duifie? Vra Heksie. Natuurlik, Heksie, Sê Blommie ongeduldig. duifies en duifie kinders. O, sê Heksie, want ek het net nou 'n koekoekie in die rivier opgetel. Was dit nie 'n duifie nie? Vra die mamma duif opgewonde. Nee, ek wil hom in 'n oorlosie sit. Hy was 'n koekoekvoeltjie, sê Heksie. Ag, my kind is dood, huil die duifie. Heksie, Sê Blommie. sal jy nie vir ons die voeltjie wys nie? Heksie bly doodstil. Heksie, waar is die voeltjie? Ek weet nie, Blommie. Ek het vergeet waar ek hom geberg het, sê Heksie skaam. Blommie is sommer vies. Ag, Heksie, jy is dom. Arme Heksie sê niks nie. Sy wil haar hoed oor haar oë trek. Maar toe sy aan die hoed raak, hoor hulle, tweet, tweet. Nou onthou ek waar ek hom gesit het, hier sy. Sy haal haar hoed af en daar sit die voeltjie op haar kop. Dis my kind, sê die duifie bly. Die duifie vlieg na sy mamma toe. Is nie, dis 'n koekoekie, huil Heksie.
Nee, Heksie, dis 'n duifie. Kyk hoe sit hy by sy mamma, sê Blommie. Heksie huil dat die trane rol. Ek wou so graag 'n koekoekie gehad het. Wat wil jy hê? Vra die mamma duif. Sy wil 'n koekoek-oorlosie hê, mevrou duif, sê Blommie. Maar daar's mos nie lewendige voeltjies in 'n koekoek-oorlosie nie, sê mevrou duif. Dis mos houtvoeltjies. Ja, maar Blommie sê ek kan nie een maak met my hamer en my saag nie. Toe dink ek sal hierdie enetjie vat, huil Heksie. Moenie huil nie, liewe Heksie, sê die duifie. Ek wil graag vir jou iets doen. Ek sal die koekoeke vra om vir jou 'n oorlosie te maak. Haai, regtig, roep Heksie uit. Ja, en wanneer dit klaar is, bring ons dit vir jou. Haai, is al wat Heksie sê. Die duifie en haar baba sê vir Heksie en Blommie totsiens en vlieg huis toe. Toe mevrou duif wegvlieg, sê sy, ek bring binnekort jou oorlosie, liewe Heksie. Haai, Blommie, sê sy, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar ek sal die enigste heks met 'n koekoek oorlosie wees. Die groen jonkvrou van die meer. Lang gelede het daar naby Aberdawie in Wallis 'n pragtige meer gelê. Die kerk van Aberdawie was beroemd vir die soet klank van sy klokke, en niemand het meer van die klokke gehou as die pragtige groen jonkvrou wat in die meer gewoon het nie. Wanneer die klokke saans lui, verrys sy uit die meer en bring 'n kudde melkwit koeie met haar saam. Nadat sy sorgvuldig rondgekyk het om te sien dat niemand hulle dophou nie, roep sy haar koeie een vir een. Styg op, my koetjies, uit die water soetjies, rooibok, bontrok, sybok, blourok, reebok, witlok, kolbok, ysvlok. Ja, ysvlok kom altyd laaste. Sy is 'n agteros, 'n agterkoetjie. Een keer het sy glad tot by die witgekalkte muur van die groot opstal afgedwaal. Die jonkvrou het haar betug. Onthou, koetjie, ons moet almal na die meer terugkeer voor die klokke ophou beier. Terwyl die jonkvrou een aand vir haar 'n nuwe mantel van die lang biesies weef, dwaal ysvlok nogmaals af. Al met die kronkelpaadjie langs stap sy, ligvoets oor die klippe, tot sy naby die plaas kom. Sy tuur daardeur. Dit is vir haar so mooi, dat sy nie haar nooi hoor roep nie. Maar sy hoor wel die stem van die vrolike melkmeisie Nancy. Wat 'n mooi wit koetjie, roep Nancy uit. Waar kom jy vandaan? Toe kom Ewan, die jong koeiwagter, met sy kudde bruin koeie na die hek aan. Hy steek vas om die vreemde koei te bewonder. Sy's pragtig, roep hy uit, en streel haar syagtige vel. By die meer vermoed die jonkvrou nou onraad. Wanhoopig blaas sy op haar silverbeul om ysvlok terug te roep. Nancy en Ewan beskuttel oë teen die sakkende son en tuur na die meer. Maar hulle sien nie die jonkvrou tussen die hoë biesies staan nie. Hulle draai om en kyk weer na die wit koetjie. Daar is geen brandmerk of naam op haar gladde nek nie. Toe besluit hulle om haar oornag in die koeistal te hou. Met uitgestrekte arms jaag hulle ysvlok en die ander koeie in die stal. Toe sluit hulle die hek met 'n ystergrendel. Die jonkvrou sien dit en besef dat sy ysvlok verloor het, want die veevolk kan nie verby yster dring nie. Bedroef keer sy met haar kudde na die bodem van die meer terug,
En toe die gelui van die Aberdawie kerk se klokke in die verte wegsterf, bedek 'n swaar grys nevel die dal. Later in die aand kla die ou vrek aan wie die plaas behoort dat hy 'n afgedwaalde wit koei moet voer. Hy wil van haar ontslaa raak. Maar toe hy die volgende oggend sien dat sy baie meer melk as sy eie koeie gee, verander hy van plan. Ek het nog nooit sulke ryk romerige melk gesien nie, sê hy. Dit sal die heerlikste room en botter en kaas maak. Sy sal vir jou 'n fortuin maak, meester, sê Evan trots. Weldra begin die inhalige boer ysvlok by kermisse en skoue vertoon. Almal wil die heerlike botter en kaas koop wat van haar melk gemaak word. Oor die jare word hy al ryker, na mate meer van die buurplase se eienaars goud vir een van ysvlok se wit kalwers betaal. In die begin voel ysvlok baie tevrede. Dit is net wanneer Aberdawie kerk se klokke in die aand lui, dat sy rusteloos voel. Maar na mate sy sien hoe haar wit kalwers die een na die ander verkoop word sy al treuriger. En sy gee al minder melk. Nancy en Evan is baie lief vir haar en behandel haar soos 'n troeteldier. Hulle is dus diep geskok toe die boer eendag sê dat hy van haar ontslae gaan raak. Sy gee deesdae maar 'n paar druppels melk, sanik hy. Dis tyd dat sy geslag word. Nancy en Evan smeek die boer om haar te mag hou. Hulle sal uit hulle eie skamele lone vir haar kos koop, beloof hulle. Maar niks wat hulle sê versag die boer se hart nie. Toe die klokke van Aberdawie kerk die volgende aand lui, bring die boer ysvlok na 'n ander skuur om geslag te word. Evan wil dit nie sien nie. Hy gooi die plaashek oop, storm na die kant van die meer en val snikkend in die gras neer. Een paar oomblikke later sluit Nancy by hom aan. Kyk, Evan, fluister sy skielik. Kyk na die meer. Evan kyk op. Tussen die hoë bissies staan die jonkvrou die plaas in dophou. Die skerp byl het reeds na ysvlok se nek begin aankom toe die jonkvrou hard op haar silverbeul blaas. Die byl bly roerloos in die lug hang en die tou waarin die wit koetjie vas is, val op die grond. Die boer kan hand nog voet verroer. Ysvlok trippel weg, gaan deur die hek en draf in die paadjie na die meer af. Vreugdevol kyk Nancy en Evan na haar en hoor die jonkvrou roep. Koetjie lief, kom terug na my om altyd in die meer te bly. Bring jou kalfies ook maar mee, kalfies wit soos 'n sneeusee. Toe, tot Nancy en Evan se verbasing, begin al ysvlok se wit kalwers van die naburige plase na die meer beweeg. Eers 1-1, toe 2-2, toe 3-3 stap hulle agter mekaar aan, en weldra het hulle die meer soos 'n groot madeliefiekraans omring. Die jonkvrou sit haar arms om ysvlok se nek en druk die koetjie teen haar vas. Toe stap sy van die een kalf na die ander en streel elkeen se kop, tot sy by die sterkste, taaiste van almal kom. Sy glimlag vir Nancy en Evan. Hier is 'n beloning vir jul vriendelikheid. Ek weet julle sal net so goed vir haar sorg as wat julle vir ysvlok gesorg het. Maar eers moet ek haar anders as die veekoeie van die meer maak. Sy raak aan die kalf se kop en sê: Verloor die kleur van helder dag en word soos donker middernag. Sy het skaars klaar gepraat, toe is die stewige kalf nie meer wit nie, maar van haar kop tot by haar hoewe gitswart. Die groen jonkvrou loop na die oewer van die meer en beduie vir die kudde wit koeie om haar te volg. Binne 'n paar oomblikke het hulle almal onder die water verdwyn, net toe die geluid van Aberdawie se klokke wegsterf. Nancy en Evan sou gedink het dit was alles 'n droom,
as dit nie vir die swart kalfie was nie. Maar al geskenk uit die meer sal altyd onthou word, want sy was die eerste van die stewige swart walliese beeste wat vandag dwars oor die wêreld beroemd is. Jakkals en Wolf en die warm klip. Goue Quint, my storie begin. Daar was 'n tyd toe Jakkals net fyn vir Wolf moet oppas. Wolf was moeg vir Jakkals se streke en het hom voorgenem om Jakkals op sy baadjie te gee as hulle mekaar weer raakloop. Jakkals het sy kos op 'n hoë rots geëet, vanwaar hy ver kon sien. As hy 'n voël gevang het, het hy die vere en pootjies op hierdie rots gelos. Op 'n dag sien Jakkals van hier af hoe Wolf 2 hase vang, hulle in sy knapsak steek en in die rigting van die hoë rots begin aanstap. Jakkals besef dat hy nie sal kan ontvlug nie en maak dadelik 'n slim plan. Hy stop sy knapsak vol klippe en gras. Bo en in die gaatjies van die sak steek hy die vere en pootjies wat om hom rond lê, sodat dit lyk asof hy 'n knapsak vol voëls het. Hy slaan die sak op sy skouers en stap Wolf ewe vrypostig tegemoet. Van ver af spog hy al oor die danige vangs in sy sak. "Na, broer Wolf!" roep hy uit. "Vanoggend het ek onder die patryssenter in tale gemaai. Het jy ook iets gevang?" "Wat het dit met jou uit te waai?" antwoord Wolf dikbek en bars. Ewe vreedsaam sê Jakkals: "Ag, broer Wolf, waarom tog oor niks so kwaad? Ons was van jongs af dik vriende, waarom nie maar tot die dood vriende bly nie? Laat staan daarin ek van jou op die plek." Jakkals flik vloei verder, en nie lank nie, of Wolf se kwaai bui het gesak, en die twee sit in jagstories gesels. Jakkals spog oor al die voëls in sy knapsak, en Wolf glo elke woord wat hy kwytraak. Met eens gryp Jakkals na sy bors. "Oeh, watter steek kry ek nou?" En hy hyg kantig na sy asem. "Wag, laat ek liewer huis toe loop voordat ek hier siek word." Hy probeer sy knapsak steunend optel en vind dit te swaar. "Broer Wolf," stel hy voor, "laat ek jou knapsak dra. Dis mos ligter, dan dra jy myne." Wolf kla danig oor die swaar knapsak, maar dra dit omdat hy reken dis vol kos. Vlug Jakkals met die ander knapsak, dink Wolf. Dan het hy wat Wolf is, mos meer kos as Jakkals. Toe hulle by 'n klipskeer verbystap, glip Jakkals woeds soos 'n stuk nat seep in die skeer en begin Wolf uitlag. "Toe maar, jy het net 2 hase en ek het 'n hele sak vol voëls," roep Wolf uit en stap ewe bly met die swaar knapsak huis toe. Toe sy vrou en ma dit uitpak, kry hulle net klippe en gras in die sak. "Waarom bedrieg jy ons so?" brul Wolf se kwaai ma. "Hoor hoe hulle die kinders verkos." Toe is dit net poef, paf, soos Wolf gekarniffel word. Dink nou self hoe Wolf teenoor Jakkals moes voel. Goue kalf, my storie is half. Jakkals weet dat hy Wolf se geduld nie langer kan beproef nie. Toe Jakkals die aand bedruk met sy elmboog op sy knieë en sy kin in sy vuiste sit, vra sy vrou: "Maar hartjie, hoe lyk jy dan so treurig? Jy laat jou gewoonlik mos nie van die wêreld kwyl nie." Jakkals sug swaar. Dinge tussen my en Wolf het nou geloop tot op die punt van die riem. En verder kan dit volstrek nie. Ek is seker Wolf sal niks meer van my verdra nie. "Word jy dan nou op jou ou dag skrikkerig vir so 'n spektakel soos Wolf?" vra sy vrou. Die trooswoorde gee Jakkals moed. Maar die volgende dag bly hy versigtig weg van Wolf. Op 'n steil kraans vang hy een van boer se vet hammels,
maak net daar vuur en begin braai. Maar Wolf ruik die gebraaide vleis onder in die kloof en sien Jakkals op die kraans. Omdat hy honger is, roep hy ewe vriendelik uit: "Broer Jakkals, ek kan nie hierdie styl kraans uit nie. Gooi tog asseblief vir my ook 'n stukkie vleis af." "Goed, broer Wolf, ek soek net 'n lekker vet stuk uit," antwoord Jakkals en soek 'n ronde klip uit en maak dit rooi warm in die vuur. Hierop vat hy die netvet van die hamel, draai dit om die gloeiende klip en roep uit: "Broer Wolf, die vleis is klaar. Maak oop jou mond en ek gooi dit in jou keel." Wolf skuif reg onder die kraans en gaap sy mond wyd oop. "Wag, sit nader," beveel Jakkals. Wolf sit nader. "Sit effens links," sê Jakkals. Wolf maak so. "Nee, bietjie agteruit." Weer gehoorsaam Wolf getwee. "Nou effens regs," besluit Jakkals en Wolf maak soos hy sê. Jakkals vat toe die warm klip en gooi dit agter in Wolf se keel. Wolf sluk dit in, slaan op die grond neer en hy lankens skop van die pyn. Eindelik kon hy darm weer opstaan en wegstap. Goue fluit, my storie is uit. Anansi, die spinneman, krap sy kop en gaan sit om goed te dink. Soos al die ander diere, het hy ook 'n uitnodiging na koning Leeu se maskerbal ontvang. Dit word om 3 uur vanmiddag gehou en 'n prys word vir die oorspronklikste fantasiekostuum uitgeloof. Maar Anansi het 'n probleem. Hy kan net nie besluit wat om aan te trek nie. Haas en beer sal beslis in iets baie besonders opdaag, mompel hy. Ek sal werklik 'n wonderbaarlike fantasiekostuum moet vind, as ek daardie prys wil wen. Hy krap sy kop en dink baie hard. Ek het dit. Ek het 'n blink idee. Ek sal as 'n ridder in wapenrusting gaan. Anansi spring dadelik aan die werk. Hy stoot 'n kruiwa na 'n rommeloop daar naby en maak 'n groot hoop metaal bymekaar. 'n Ou wasbalie met 'n gat in die bodem sal mooi om sy lyf pas. 'n Pan kan hy op sy kop sit en 2 vierkantige bakpannetjies kom aan sy voete. En hy kry 'n hele spul ou blikkies wat hy kan gebruik om sy arms en bene te bedek deur die bodem uit te kap en die blikkies met stukkies tou aan mekaar vas te bind. Teen middagete is die wapenrusting gereed vir Anansi om aan te pas. Dit lyk perfek, maar daar is een probleem. Ek sal nooit in die uitrusting na die partytjie kan stap nie, dink hy. Dit is hopeloos te swaar. Wat kan ek doen? Sommer gou vind hy 'n oplossing. Hy laai die uitrusting in sy kruiwa en stoot dit na die veld waar die partytjie gehou gaan word. Hy steek dit in die bosse weg, sodat hy dit net voor 3 uur kan aantrek. Almal gaan baie verras wees en hy sal beslis die prys wen. Toe Anansi die uitrusting weggesteek het, keer hy terug huis toe, oortuig dat niemand hom gesien het nie. Wat hy nie besef nie, is dat haas en beer aan die ander kant van die bos gestaan het, net toe hy sy uitrusting onder die bos insteek. Dit is werklik uitstekend, sê beer. Dit sou dalk die prys gewen het as ons dit nie gevind het nie. Arme Anansi, sê haas. Hoe teleurgesteld sal hy wees as hy agterkom, dit is weg. 'n paar uur later
keer Anansi na die bos terug. Hy het besluit dat hy te warm sal kry as hy die kostuum oor sy klere aantrek, en daarom het hy nou net 'n klein doekie om sy middel gebind. Hy kry 'n onaangename verrassing toe hy sien dat die kostuum verdwyn het. Maar hy raai gou wat daarvan geword het. Net haas en beer sal so 'n lelike poets pak, dink hy, en hardloop na haas se gat. Hy kom betyds om te sien hoe die twee vriende sukkel om in hul kostuum te kom. Hulle wil saam 'n donkie voorstel. Haas vind dit moeilik om sy ore te laat plat lê, sodat hy die donkie se kop kan aantrek. En beer sukkel om sy groot lyf in die donkie se agterpote te druk. Maak tog gou, sê Haas. Ons gaan laat wees vir die partytjie. Ek probeer opskud, sê beer. Dit is in elk geval nie nodig om paniekerig te raak nie. Ons kan kortpad oor boer Adoon se wortelland kies. Toe Anansi dit hoor, kry hy 'n blink idee. Ek sal die twee karnalies 'n les leer, dink hy. Ek sal boer Adoons vertel van hierdie eienaardige donkie wat sy wortels gaan vreet. Een paar minute later kom 'n seldsame dier oor boer Adoon se wortelland aangestrompel. Die voorpote is baie korter as die agterpote en die kop is net 'n paar duim van die grond af. Kyk net na al die pragtige wortels, sê Haas en lek sy lippe af. Jy weet goed, ek kan niks sien nie, sê beer, en ons gaan boonop laat wees as jy nie nou jou litte roer nie. Op hierdie oomblik bekruip boer Adoons die vreemde donkie van agteraf. Hy is baie kwaad en het 'n groot, sterk stok in sy hand. Die haas en beer is al ewig agter my wortels aan, dink hy. Nou ja, die keer sal ek hulle 'n les leer wat hulle nooit sal vergeet nie. En met sy stok gee hy die donkie 'n harde hou op die rug. Eina, skree beer en strompel vinniger vorentoe. wat was dit? Moenie stoot nie, sê Haas. Ek beweeg so vinnig as wat ek kan. Boer Adoons deel nog 'n hou uit. Hy slaan die donkie so hard op die rug dat beer bo op Haas in mekaar sak. Wat maak hier jou? Hy gehaas, terwyl hy onder beer probeer uitkom. Maar hy kry 'n harde hou op sy kop en beer kry nog een op sy rug. Help, Skree die twee vriende nou saam. ons word deur 'n besetene aangeval. Terwyl die houe al vinniger en harder op mekaar volg, probeer hulle wanhoopig wegkom. Die donkie is net 'n hoop kriewelende ledemate, totdat die kostuum op laas in twee skeur en die vriende so vinnig as wat hulle kan oor die wortelland laat spanner. Anansi het nog nooit iets gesien wat so snaaks is nie. Terwyl hy skaterlag, stap hy na die veld waar die partytjie gehou word. Toe hy weer sien, staan 'n hele spul diere in fantasiekostuums en lag vir hom. Kyk net vir Baba Anansi, Roep Aap uit. waar is sy fopspeen? Hy is nog te jonk om sonder sy ba hier te wees, giggel Slang. Mens sou dink hy sal koud kry met net sy doek aan, spot Vark. Anansi laat sak sy kop in skaamte. Al die diere dink die doekie om sy lyf is 'n babadoek. Hy wens nou waarlik, hy het nooit daaraan gedink om 'n wapenrusting te maak nie. Maar toe praat koning Leeu. Anansi, niemand behalwe jy sou daaraan gedink het om soos 'n baba aan te trek nie. Jou kostuum is so buitengewoon dat jy verdien om die kompetisie te wen. Die ander diere stem saam. Hulle het lanklaas so baie gelag.
Heidi in die stad. Dit is aand toe Heidi en haar tante Dete in Frankfurt aankom. Hulle stap deur donker, smal strate tot hulle 'n groot, somber huis bereik. Dete lui die voordeurklokkie. "Ek het Clara se gesellinnetjie gebring," sê sy toe die mansbediende die voordeur oopmaak. "Haar naam is Heidi." Die bediende begelei hulle na die biblioteek waar Clara vir hulle wag. By haar is juffrou Rottenmeier, die gouvernante. Clara, wat in 'n stootstoel sit, is so maar en bleek soos 'n spook, maar sy lyk baie bly om Heidi te sien. "Wat is jou naam?" vra juffrou Rottenmeier. "My naam is Heidi, wat is joune?" "Moenie so onbeskof wees nie. En Heidi is nie 'n behoorlike naam nie, ons sal jou Adelheid noem." "Maar ek is Heidi, en het jy geweet jou bediende lyk net soos Peter die bokwagter?" Clara giggel agter haar hand, maar juffrou Rottenmeier vind dit glad nie snaaks nie. "Wat het jy geleer terwyl jy by jou oupa gewoon het?" Heidi dink 'n rukkie na. "Ek het geleer dat blomme doodgaan as jy hulle pluk, en dat die rooi gloed op die berge die son se manier is om hulle goeie nag te soen, en ek het 'n bok leer melk en kaas leer maak en genoeg, ek bedoel, watter boeke het jy bestudeer?" "Boeke? Ek kan nie lees nie." "Kan nie lees nie?" spitter juffrou Rottenmeier. Maar Clara klap haar hande en lag. "Ek dink jy en ek gaan die lewe saam geniet, Heidi," sê sy toe juffrou Rottenmeier by die kamer uit is. Toe Heidi die volgende oggend wakker word, spring sy uit die bed en hardloop na die hoë venster. Maar die gordyne is donker en swaar. En toe sy agter hulle inkruip, sien sy dat die venster dig toe is. Soos 'n voël in 'n kou hardloop sy van die een venster na die ander en probeer hulle oopmaak om 'n bietjie oggendlig in te kry. Maar te vergeefs. Na ontbyt is daar lesse in die biblioteek. Heidi vind dit baie swaar om stil te sit en te konsentreer. En wanneer juffrou Rottenmeier nie kyk nie, vertel sy vir Clara van oom Alm en die bokke en ouma en die slee. Arme Heidi. Elke oggend is dieselfde. En hoewel sy Clara baie lief kry, mis sy haar oupa. Elke middag, wanneer niemand haar sien nie, staar sy deur die hoë geslote vensters en verbeel haar dat sy weer by Peter en die bokke in die berge terug is. Na mate die weke verbygaan, kan sy dit nie meer verduur nie. Een oggend trek sy nie een van die rokkies aan wat Clara haar gegee het nie, maar haar ou katoenrokkie en haar eie verslete strooihoedjie. Toe sluip sy by haar slaapkamer uit, vasberade om weg te hardloop. Maar net toe sy by die trap wil afhardloop, verskyn juffrou Rottenmeier op die portaal. "Adelheid, waar dink jy gaan jy? Ek het jou gesê jy moet nooit alleen uitgaan nie." "Maar ek gaan nie uit nie. Ek gaan huis toe. Sneeuvlokkie sal eensaam wees en ouma sal wonder waarom ek nie meer vir haar kom kuier nie. En ek moet vir oupa met die kaas help en ek moet weer sien hoe die son die berge goeienag soen." "Ondankbare kind," bulde die gouvernante. "Jy het hier die pragtige huis om in te woon, 'n heerlike sagte bed, nuwe rokkies om te dra en Clara om mee te gesels. Wat wil jy meer hê? En wat is daardie liwe ding op jou kop? Haal dit onmiddellik af." Juffrou Rottenmeier roep na Sebastian, die mansbediende. "Verbrand daardie hoed wat die kind op het." "Ag nee, nie my hoed nie." Maar juffrou Rottenmeier pluk dit van haar kop af en gee dit aan Sebastian. Heidi hardloop na haar kamer en lê en snik tot sy dink haar hart gaan breek. Maar toe sy daardie aand gaan slaap, vind sy haar ou strooihoed onder die deken. Sebastian het dit gered.
Die weke gaan verby. Lente word somer. Clara word gesonder en sterker, maar Heidi word droewiger en maarder. Toe kom Clara se pa eendag van 'n buitelandse sakebesoek terug. Die gouvernante wag hom by die deur in. Werklik, meneer Sesseman, ek moet protes aanteken. Iets moet gedoen word. Wat mekeer tog, juffrou Rottenmeier? Is Clara siek? Dis daardie dogtertjie Adelheid. Sy moet gaan. Sy het 'n vreeslike slegte invloed op Clara. Verlede week het sy weggooi kykies in die huis gebring en sy prop Clara se kop vol lawwe praatjies van bokke en voëls en kaas en sy kan nog nie 'n enkele woord lees nie. Nie 'n enkele woord nie. Meneer Sesseman stap na sy dogter se kamer waar hy haar by die venster aantref. Is dit waar dat Heidi jou omkrap, Clara? Juffrou Rottenmeier sê ons moet haar wegstuur. O nee, papa. Sy is my vriendin. Nou dat sy hier is, gebeur daar elke dag iets opwindends. Dit is so heerlik en ek is nooit meer eensaam nie. Moet haar tog nie wegstuur nie. So het Heidi in die groot huis in Frankfurt aangebly. Hoewel sy haarself dikwels aan die slaap gehuil het. En dikwels het sy gewens sy lê in haar hooibed in oupa se solder. Toe word berig ontvang dat nog 'n besoeker op pad is. Dit is Clara se ouma. En toe sy aankom, hou Heidi onmiddellik baie van haar. Jy is seker Adelheid, sê ouma met 'n glimlag. Wel, eerbiedwaardige dame, ek dog altyd my naam is Heidi. Die ou dame lag hardop. Eerbiedwaardige dame. Is dit hoe jy in die berge met mense praat? Jy moet my ouma noem, nes Clara. En ek sal jou Heidi noem. Kom, ek het vir jou 'n present gebring. Ouma se geskenk is 'n wonderlike boek, vol gekleurde prentjies. Daar is 'n prentjie van 'n walvis en 'n boot en 'n donkie en 'n berg. En daar is 'n prentjie van 'n bokwagter wat sy kudde bewaak. Heidi kyk eenmaal daarna en bars in trane uit. Ouma streel haar hare en sê saggies: Dit herinner jou aan iets of ergens, nee. Wil jy hê ek moet vir jou die storie by die prentjie lees? O ja, ja asseblief. Keer op keer moet ouma die storie voorlees. Heidi kan dit nooit genoeg hoor nie. Ag, hoe graag sal ek self kan lees, sug sy en laat haar kop op die ou dame se skoot rus. Waarom nie? Vra ouma. Hoe, ek kan nie lees nie. Peter sê dis glad te moeilik. Daarna gee ouma elke dag vir Heidi 'n uur lank les. Heidi verstaan haar baie makliker as vir juffrou Rottenmeier. Eindelik begin die krulletjies en streepies op die bladsy vir haar iets beteken. En weldra vind Heidi dat sy kan lees. Saans neem sy die pragtige boek bed toe en staar na die tekeninge van die bokwagter en sy kudde in die veld teen sononder. Maar Heidi vertel niemand hoeveel sy die berge mis nie. Clara is nou so 'n goeie vriendin en ouma is vir haar so goed dat dit ondankbaar sou lyk om ongelukkig te wees. Maar een oggend aan die ontbyttafel, toe die dogtertjies vir 'n lesse na die biblioteek is, vra ouma vir meneer Sesseman: Was Heidi so maar toe sy van Durfli afgekom het? Maar almal sê sy was so bruin en gesond dat sy die arme Clara na 'n spook laat lyk het. En het sy daardie vreeslike donker kringe onder haar oë gehad? Watter donker kringe? Sy is altyd so vrolik. Die ou dame skud haar kop. Wel, iets is besig om haar hart te breek. En dit maak haar baie siek.
Later daardie dag roep ouma vir Heidi en Clara na haar kamer. Clara, sê sy vir haar kleindogter, hou jy daarvan om Heidi as jou gesellin te hê? Clara lag verbaas. Maar natuurlik, sy is die beste vriendin wat ek in die wêreld het. Nou dat Heidi hier is, kan ek maar 'n invalide ook wees. Maar sê nou Heidi is siek. So siek dat sy 'n ruk weggestuur moet word om beter te word. Heidi moenie siek wees nie. Natuurlik moet ons haar wegstuur as dit haar gesond sal maak. Ouma soen haar kleindogter. Ek dog dis wat jy sou sê. Heidi, jy ly aan heimwee. Jy verlang huis toe. En dit kan 'n vreeslike siekte wees. Heimwee, sê Heidi verward. Maar waarheen wil ouma my stuur? Ouma lyk ernstig. Daar's maar een manier om heimwee te genees. Wat? Hoe wat? Pleit Heidi. Jy moet huis toe gaan natuurlik, lag Clara. Jy moet huis toe gaan, na oom Allem en ouma en Peter en Ursula en al jou ander vriende. Heidi kan skaars haar ore glo. Maar die volgende oggend word haar ou strooi uit die kas gehaal en saam met 'n paar nuwe rokke in haar tas gepak. Clara huil toe dit tyd word vir Heidi om te vertrek. Sebastian neem haar stasie toe. En weldra flits die huise van Frankfurt verby die trein se ruitte. Op Duurvliet wag die meulenaar haar in. Met sy verslete perdekarretjie neem hy haar na oom Allem se huis. Weer sien Heidi die welige groen hellings, die sneeubedekte berge en die aandson wat rooi op die rotse gloei. En toe hulle halfpad in die berg op is, sien Heidi oom Allem voor sy deur sit en in die vallei afkyk. Heidi spring uit die kar, storm op oom Allem af, werp haar arms om sy nek en roep keer op keer uit: "Oupa! O, oupa!" Die ou man sê niks. Toe, vir die eerste keer in baie jare, kom daar trane in sy oë. Dan het jy na jou oupa teruggekom, nee. Het hulle jou nie in die groot stad kos gegee nie. Jy het so bleek en dun geraak. Niks was naastenby so lekker soos Swaantjie se melk nie, lag Heidi en soen die ou man. Sy huppel vrolik agter hom aan toe hy by die huis ingaan, verheug om te sien dat alles nog presies is soos sy dit onthou. Toe gaan sit sy op haar hoë stoeltjie en drink 'n bakkie melk. Toe die son agter die berge wegsak, kom Swaantjie en Beertjie daaraan. Heidi se geluk is volmaak. Daardie nag, toe sy in haar eie klein solderbedjie lê, fluister sy: "Ek is baie laf, oupa. Toe ek in Frankfurt was, het ek vir oupa gemis. Maar nou dat ek hier is, gaan ek vir Clara mis, dink ek." "Nou ja, as dit sal help, kan Clara ons hier kom besoek," sê die ou man. Toe val Heidi aan die slaap, sielsgelukkig om weer in die berge by die huis te wees. In deel 21 sal julle hoor hoe Heidi se wens bewaarheid word. Die Beestelike Boek, deel 2. Leeu huil nog altyd, omdat hy die rooi draak uit sy towerboek laat wegkom het. "Dit het na die heuwels gevlieg," snik hy. "Ag, liewe land,
sê tant Sali, en gee vir Leeu 'n drukkie om hom te troos. Toe gaan vertel sy vir die eerste minister en die leier van die raad. Hulle maan almal tot versigtigheid. Die weermag wag tot Saterdagmiddag vir die ondier en gaan toe terug vir ete. Die draak is ook honger. Hy verslind 'n hele sokkerspan. Die volgende maandag sluk dit die hele volksraad in, ministers en al, buiten die leier van die raad, wat siek is. Die volk word al kwaader en Leeu voel steeds skuldiger. Hy vra die leier van die raad se advies. Die enigste ding wat 'n draak kan doodmaak, is 'n mantikora, u majesteit, sê hy. Leeu slaan mantikora in die beestelike boek se register na en blaai na die regte bladsy. Die mantikora rol uit. Vakerig vryf hy sy oë. Kom nou, gaan veg teen die draak, sê Leeu. Maar die mantikora wil nie en gaan kruip in die paleisstal weg. Die volgende dag spoor die draak dit daarop en verslind dit. Nou is daar niemand oor om te help nie. Ek moet my volk self red, dink Leeu. Hy sluit homself vir 'n dag in die biblioteek toe en lees alles oor drake. Hy leer een baie belangrike ding. Drake kan in die warm middagson aan die brand slaan. Hy dra die beestelike boek na die tuin en maak die boek by die woord Pegasus oop. 'n Pragtige perd stap uit. Met die boek in sy hand spring Leeu op die perd se rug. Hulle vlieg na die heuwels op soek na die draak. Toe hulle nader kom, sien hulle 'n grys rookie bo 'n klompie bome opstyg. Dit moet wees waar die draak is, roep Leeu. En waarlik, daar lê dit in slaap. Terwyl hulle daaroor vlieg, word die draak wakker. Met 'n skrikwekkende gebrul spring hy na Pegasus. Ons moet na die woestyn vlieg, roep Leeu. Hy lei die perd oor verre berge, riviere en valleie. Die draak woer agter hulle aan. Eindelik bereik hulle 'n uitgestrekte woestyn. Daar is geen skaduwee nie en die son sit helder en hoog in die lug. Toe Pegasus land, spring Leeu af en lê die beestelike boek op die grond neer. Hy blaai dit oop op die bladsy met die palmboom daarop. Maar toe hy weer op die perd probeer klim, gly hy en val. Net toe daag die draak daarop. Die draak is nou al so warm dat dit begin rook. Pegasus vlieg om die ondier en klap sy vlerke om die vuur aan te blaas. Die rook dwarrel in alle rigtings sodat die draak Leeu nie kan sien nie. Die draak sis van woede. Hy kyk wanhoopig rond op soek na skaduwee. Hy gewaar die boek met die palmboom daarop. Hy duik op die bladsy in en krul op sy ou plek onder die boom op. Hoeré, ons het dit reg gekry, roep Leeu uit en klap die boek toe. Skielik is daar 'n groot gejuig. Voor hulle staan die eerste minister, die volksraad, die sokkerspan en die mantikora. Die draak moes hulle agterlaat toe hy na die boek teruggekeer het. Pegasus, jy moet ons 2-2 huis toe vat, sê Leeu. Dit het etlike dae geduur, maar almal was so bly om van die draak ontslae te wees, dat hulle maar al te graag hulle beurte afgewag het. En lank daarna het die mense nog vir mekaar vertel hoe die jong koning 'n draak verslaan het. Natuurlik met die hulp van Pegasus.
Hier is Storieman weer. Volgende keer bring ek julle nog 5 stories uit my storiekas. Hulle is Trollocs en Buttergal, deel 1. Heidi, saam in die berge. Die astrante snyertjie. Die wolf in skaapsklere. Lali se legkaart. Moet hulle nie misloop nie. Totsiens, 'n mooi bly.